Hallo, ek werk by die Spoegsoespad aan ons storie oor die suurmynwater en die radioaktiwiteit. Al die pad van Potchefstroom tot in Springs. En hoe meer ek krap, hoe meer grawe ek uit. En vir een keer wil ek graag vir julle die hele waarheid vertel. Wie lieg vir wie? Gaan enigiemand doodgaan? Gaan jy dalk jou huis moet verkoop? Maar om seker te maak ek kry die storie heeltemal reg, het ek besluit om hom uit te stel met 'n week. So, wag nog 'n ruk, dit gaan die moeite werd wees. Maar intussen het altyd gaan rondkrap in die Kruger Wildtuin om te kyk wat se bohaai is nou weer daar aan die gang. Geniet dit. Aan wie behoort die nasionale Kruger Wildtuin? Die diere, die landsburgers of die staat? Is die 1,4 miljoen mense wat elke jaar deur die hekke beweeg klaar te veel of hang sy toekoms juis af van nog meer besoekers? En wat kan SANParks doen om meer jong mense en meer swart mense geïnteresseerd te kry? Is die antwoord dalk 'n boshotel of 2 daar binne? Daar staan 'n groot herrie oor die rigting wat SANParks met ons kroonjuweel inslaan. Tot in 1994 was Dr. Salmon Joubert die parkhoof en deesdae is hy ook die geskiedskrywer van die wildtuin. Hy voel Jan Smuts het die waarde van die wildtuin destyds al die beste opgesom. The guardian spirit is the mysterious, eerie spirit which broods over this vast solitude where no human pressure is felt, where the human element indeed shrinks into utter insignificance, and where a subtle spirit, older than the human spirit, grips you and subdues you and makes you one with itself. Jy weet, en dit is wat ek voel wat, en dis een van die kernbegrippe en die waardes wat ons vir ons toeriste wou behou, dat hulle hierdie guardian spirit kan ervaar. There's 49 million people in South Africa. And I don't think the 49 million people share the view that you must go there for the guardian spirit of Jan Smuts. They don't even know who Jan Smuts is. People don't want that. David het by Salmon oorgeneem as parkhoof in 1994 en deesdae is hy die groot baas van SANParks met 'n nuwe mandaat. Toe die debat oor die beplande hotelle oorspoel na ons Facebook-bladsy toe, het ons die rooi trok gepak en self gaan kyk wat aangaan. Die eerste hotel word net binne die Malelaan hek beplan. Terwyl ons wag vir 'n inligtingvergadering môre, begin ons solank in die Malelaan dorp rondsniffel. Die Laagveld het ongeveer 3000 toerismebeddens, wat hoofsaaklik gemik is op die besoekers aan die wildtuin. Die kompetisie is reeds straf en sakemanne vrees dat die hotelle hulle besighede se doodskoot gaan wees. As voorsitter van die Malelaan Sakekamer is Henny pro-ontwikkeling, maar hy het 'n e-pos aan al die lede gestuur om te hoor wat hulle daarvan dink. Van ons 66% lede het 8% gesê ja vir die hotel, 92% nee. Daar's 'n plek vir ontwikkeling. Daar's altyd plek vir vooruitgang, maar buite die park nie in die park nie. As hierdie hotelontwikkeling gaan oopmaak in die park, gaan dit beteken dat ons baie gaste gaan afstaan aan die park. En met die besettingssyfers wat ons het, wat nie konstant is nie, gaan baie van die gastehuise doodloop. En ek dink dit sal eenvoudig die polse sny van die meeste akkommodasieverskaffers in die gebied. Die huidige parkhoof stem nie saam nie. Look, I don't believe that that's going to happen. The cake is quite big, if only we know how to cut it. Maar die mense wat wel voordeel gaan trek uit die hele transaksie, is 17 arm gemeenskappe op die wildtuin se grens. En vandag se fokussessie word juis op hulle gemik. Die ontwikkelaars in die parkhoof is ook hier om vrae te beantwoord. Elke gemeenskap se verteenwoordiger is hier om uit te vind hoe die hele ding gaan werk. Radisson Blu is die oorseese hotelgroep wat die tender gekry het en hulle is verantwoordelik om die omgewingsimpakstudie te laat doen. We are looking at a partnership of our business with the community. Benewens die werkgeleenthede kry die gemeenskappe ook 20% van die wins in die vorm van 'n trust. SANParks kry 6% en na 30 jaar word die ontwikkeling hulle sin. Die impakstudie moet onder andere omgewingsriglyne voorstel vir hoe afval, energie en natuurlik water gebruik gaan word. Hierdie is waar die dorpie Malelaan hulle water uit die Krokodilrivier uitpomp.
Nou, die Malelaan dorpie is maar klein, maar oral langs die oewer van die rivier is daar groter gemeenskappe en suikerrietboere en almal wat hulle water so uit die Krokodilrivier uitkry. Nou, soos wat ons dit verstaan, gaan die hotelontwikkeling so 10 km aan die ander kant van hierdie grensstraat wees. So dit gaan beteken dat hulle heel waarskynlik ook hulle water uit die rivier uithaal. Nou, dit lyk of hy redelik sterk vloei, maar ons moet onthou dat dit 'n goeie reënjaar was en dat dit maar ook droog raak hier rond. En elke bietjie water wat ons aan die einde van die dag uithaal, beteken minder water vir die diere in die Krugerpark. Voor ek die trok inspan Skukuza toe, waar die tweede hotel beplan word, wil ek daarom net eers self sien presies waar hulle hierdie hotel wil bou. Russell is 'n veldwagter wat hier langs die wildtuin groot geword het. Hy sê hy loop lekker moeilik met sy stywe bene, want hulle het laasnag renosterstropers gejaag en daarom 3 gevang. En dis die plek, hier by die samevloei van die Timfaneni en die Krokodilrivier. Die hotel se beraamde voetspoor is 1,35 hektaar en dit kyk uit oor die suikerrietlande aan die oorkant van die rivier. Op pad terug kom gee 'n paar van die ongekende eienaars van hierdie stukkie wildtuin hulle opinie. En nou vir Skukuza. Dit is nou ongelooflik om te dink die hele wêreld hierso het so gelyk. Dit ons besluit ons ontwikkel nou heeltemal te veel en ons moet net 'n stukkie daarvan bære. Dis drade omgesit en ons het hom 'n keer genoem. Nou hou ons aan om die wêreld buite te ontwikkel en kort wil ons nou weer 'n stukkie binnekant ontwikkel. Maar ons vergeet hoekom ons in die eerste plek hierheen kom, is sodat ons hierdie hele nie ontwikkelde deel kan sien en die rustigheid daarvan kan geniet. En elke stukkie wat jy verder ontwikkel is soos nog 'n stukkie natuur wat verlore gaan. En ons kom dit net nie agter as ons dit doen nie. Dit is altyd in retrospek waar ons dit eers sien. Skukuza is lankal 'n dorp in die wildtuin. Hier is 'n golfbaan, 'n internetkafee, 'n winkel, restaurante en 'n groot verskeidenheid akkommodasietipes. Ons het nou vandag met 'n hele klomp toeriste oral in die wildtuin gepraat en hulle het almal min of meer dieselfde opinie. Hulle sê hulle kom hiernatoe want hulle geniet die atmosfeer en hulle wil 'n vuurtjie aansteek en 'n vleisie braai en in die dag wil hulle rondry en wild kyk. Kolonel James Stevenson Hamilton was die eerste parkhoof gewees by die destydse Sabi Natuurreservaat, wat ons vandag ken as die Kruger Nasionale Wildtuin. Nou, die plaaslike gemeenskap het hom Skukuza genoem, en dit beteken die man wat alles wil verander. As hy maar net geweet het hoe profeties daai naam vir hom sou wees. Skukuza het 'n hele klomp veranderinge gesien oor hierdie laaste paar dekades. En as jy wil weet waarmee die toeriste aan die heel begin gelukkig was, dan moet jy kom loer hoe lyk hierdie hut binne. Dis een van die heel eerstes wat nog staan. Dis so 'n heel eenvoudige ou klein rondaveltjie met sulke tuisgemaakte kateltjies en stoeltjies waarop jy kan sit. En so 'n paar lekker foto's wat verduidelik hoe dit gelyk het. Die heel eerste toeriste moes so £1 'n kar betaal om in te kom, wat R2 was in daai dae. En in hulle hele eerste jaar, nou moet jy onthou, daar was nie kampgeriewe nie. Hulle moes sommer inkom en 'n doringkampie opslaan en self alles doen. Die kamp het presies R6 vir die eerste jaar gemaak. Hier is 'n ligfoto van Skukuza in 1950. Ek kan sien ons net so 'n paar hekkies langs die rivier se oewer. Nou, al hoe meer mense het begin kom na die park toe en wou dan nou oornag en daar was druk op parkraad gewees om meer akkommodasie te bou. En net so het die besluit nou weer gekom om verder uit te brei. Die hotel hier in Skukuza is glo nodig omdat hier nie genoeg verblyf is vir die nuwe konferensiesentrum wat reeds gebou is nie en om 'n nuwe tipe toerist te lok. William is die wildtuin se skakelbeampte en selfs al is dit oor 'n naweek, kom wys hy gou vir my waar hulle hierdie hotel wil bou. You've seen the conference center over there. Yes. All right, and this whole area here is staff accommodation. Now, this is the site that we're proposing for the
accommodation to support the conference center. William sê hulle beoog om konferensies buite spitstye te hou en dit sal nie lei tot nog meer karre op die paaie nie. What time would they have to be on the road? We understand as they come in from Kruger Gate to Skukuza, of course they will drive, up to here, but they are coming here for a conference. Okay, they will spend more time on the in the conference center, doing whatever business they came here for. So I don't understand the congestion that they're talking about. Maar sekerlik gaan hierdie 120 kamers nie leeg staan wanneer hier nie konferensies is nie. Dis duidelik dat SANParks konferensies sien as 'n uitbreiding van hulle bestaande produk, maar nie almal voel dat dit wettig is nie. Want ek dink dit is 'n radikale afwyking van nie net die bestaande ethos nie, maar buite die bestaande riglyne wat die wet vir SANParks neerlê in terme van hulle mandaat, in terme van die bestuur en ontwikkeling van nasionale parke. I would think that if you come to visit the Kruger Park, that you are here to see nature. You're not here to actually play golf or go swim in a pool or watch television in a hotel room somewhere. Would you agree with that? No, I don't agree with that. That is a purist, old view which had its time and place. Jou toerismeontwikkelings mag nooit die aantrekking tot 'n nasionale park wees nie. Die fokus moet uitsluitlik op die natuur wees. Mense kom na nasionale parke om die natuur te geniet en nie omdat hulle soontoe gelok word of getrek word deur een of ander uitspattige soort van huisvesting. Why are we building the new hotels? Is it to generate a higher income for SANParks, or is it to attract a new range of tourists? I think let's start from the first things first. It's not hotels. It's a safari lodge with hotel facilities. To answer your question, we are diversifying our product to accommodate everybody. Feit bly staan, dit is steeds hotelle in die sin dat dit 'n hoë digtheid besoekers in 'n klein area gaan wees. Maar as SANParks voel dat hulle alles reg doen, waarom dan die ongelukkigheid? Die hotelontwikkeling, of eintlik die tender vir die hotelontwikkeling was vir Radisson Hotel Groep gegee voordat die EIA-proses eintlik of werklik gedoen was of afgeskop was. En dit maak nie eintlik vir my sin nie. Net vir die blaatante feit is, hoe kan jy 'n hotelontwikkeling beplan as die EIA nie tevore gedoen het nie? Dit maak net nie vir my sin nie. En dit skep die indruk dat ons kyk na hoe moet die hotelontwikkeling gedoen word in plaas van of dit gedoen moet word. So ek dink iets waaroor 'n hele klomp mense ongelukkig is die feit dat die Kruger Nasionale Wildtuin behoort aan elke liewe mens in Suid-Afrika wat belasting betaal. En daar's nooit op 'n stadium vir hulle gevra of hulle sou belangstel om 'n hotel in die Kruger Nasionale Wildtuin te hê nie. Die besluit was soort van deur SANParks geneem voordat enigiemand daarvan in kennis gestel is. We've been transparent about it. We didn't just put up a tender out there out of the blue. It came as a result of an opportunity. Want ek verstaan die hotel op Malelane ek verstaan dit en ek sien dit in die media. Het in Augustus 2009 al op tender uitgegaan vir beleggers. Jy weet, dit is 2 maande nadat ek en Dr. Mabuna gepraat het oor hierdie kampe en hy so entoesiasties was daaroor en nie 'n woord gerep is oor enige geboue in die verder in die Kruger Wildtuin nie. It's not something that we started just yesterday. In front of me here is a 2001 report called SANParks and McKinsey, which introduces all these innovations. David sê hulle implementeer bloot nou besluite wat al jare gelede deur die raad en die departement goedgekeur is. In hulle besigheidsplan vir die volgende 5 jaar sluit ook nie nog hotelle in nie. We have no intentions of establishing hotels everywhere in Kruger. That's not our plan. Here's our business plan. It doesn't talk about that. En die gevaar wat ek sien as hierdie 2 hotelle in die Kruger Wildtuin, hulle beslaan nie groot oppervlaktes nie. Hulle gaan nie die hele Kruger Wildtuin op sy kop draai nie. Maar as hulle eers daar is, dan word die geleenthede vorentoe net soveel wyer en onbeperk.
Die 2 beplande boshotelle gaan so omgewingsvriendelik as moontlik gebou word. We'll be using green building techniques and green design techniques, which will make it modern, and that's in keeping with the theme of the Radisson Blu hotels. But it's going to be as ethnically appealing as we possibly can. Maar al miskien, soos die ou mense gesê het, wat dan nog steeds van al die ekstra karre op die paaie. Maar vir die Malelaan Hotel het hulle 'n ander plan as Skukuza. We will apply the park and ride system for the hotel. So in other words, when guests arrive, they will park at the gate and they will be driven up to the hotel. Maar dit klink dan nou asof dit ook bedoel is vir later om al die dagbesoekers so te hanteer en dan uiteindelik almal in die park. I do believe it can be a long-term solution because my observation is that for a long time we have allowed self-drive activities in the park, and that has resulted in quite a significant amount of vehicles on the road. Maybe one day after proper consultation, this is the route to go because we need to be ahead of our game and keep on thinking about how best we can manage these facilities. It can't be a self-drive model forever. As jy jou kar by die hek moet los, gaan dit verseker die wildtuin soos ons hom ken vir altyd verander. Hierdie stelsel werk al vir jare en ek dink los 'n stelsel wat werk. Waar wil my gas ry op 'n voertuig en gesê word waarna jy moet kyk? Hoekom sal ek dan vra hoekom? Dis eintlik waaroor dit gaan, is met jou eie voertuig kan ry. Ja. It's one of the only parks you can drive on your own, and we appreciate that really much because we can see whatever we want. Nee, as dit nog bykom, kom ek definitief nie meer nie. Ons wou ook graag swart mense se opinies toets, maar ons kon hulle net nie kry nie. Waarskynlik omdat hulle tans net 7% van die besoekers uitmaak. En David hoop dat die hotelle juist dit gaan verander. Op die lang termyn hoop hy ook dat dit gaan bydra tot die finansiële voortbestaan van sandparke. Aangesien die staat al 10 jaar terug gevra het dat hulle meer onafhanklik moet word. It is my responsibility as Chief Executive Officer of this organization to ensure that we have future sustainable revenue streams. Nou, hoe werk dit nou? As ons meer geld moet maak, beteken dit net die hele tyd nog meer ontwikkeling, nog meer geboue binne die wildtuin. Aan die einde van die dag is ons besig om 'n prys op bewaring te sit en die areas wat ons moet bewaar, is dit wat daarvoor betaal. You can never put a price on conservation. It is about the public good. It is the beauty of this country. It's about the beauty and the image of our country. It's about South Africanness. It is about who we are as a nation. Daar is net een kreerwildtuin in Suid-Afrika en in die wêreld. En hy gaan altyd onder druk wees om verder ontwikkel te word. Deur besigheidsmense en ook die staat wat al klaar nie genoeg geld het om na sy ander basiese prioriteite om te sien nie. Niemand weet waar dit eendag gaan eindig nie. Maar om te probeer om 'n balans te hou, is dit noodsaaklik dat hierdie debatte heeltyd plaasvind. Gee gerus ook jou kommentaar op ons Facebook bladsy. Net hierna, Quentin met hierdie week se bydraes en die pryswenner.